Goeiemôre vriende, so op hierdie maandagoggend die 11de Mei 2026. My bede is dat dit vir julle 'n wonderlike week sal wees wat voorlê. Mag die Here ook voor julle uitbeweeg met die besluite wat julle moet neem, die keuses wat julle moet maak. Ook met die Hemelvaartsdag wat voorlê, nou donderdag, ons het dan ook die oggend 8:00 het ons 'n dienste in ons gemeente. Julle is baie welkom. Ek sê ook vir julle, dit is ook 'n manier om 'n statement te maak, vriende. Ons kry so min getuienistyd dat ons letterlik lekker kan na die werk toe gaan as die mense vir jou vra, maar hoekom is jy laat? Dan kan jy vir hulle vertel hoekom jy laat is. Ek sê altyd ons moslimvriende maak baie gebruik daarvan om tussen 10 en 12 mosk toe te gaan. Mense vra amper nie eens met die vrae nie. Kom ons as Christene doen ten minste om 1 keer 'n jaar. Wat ons dit doen, dat ons 'n bietjie laat kom as jy 2 ure moet inwerk, vriende, doen dit. Ek weet dis 'n opoffering. Jy gaan 'n bietjie verkeer vang wanneer jy na die kerk toe moet kom, na die gebou toe moet kom as die kerk om die Here te loof en te aanbid. Maar ek dink dit is ook 'n goeie statement wat jy 1 keer 'n jaar kan maak op so 'n spesifieke dag wanneer mense dan ook vir jou vra, né? So dat ek nooi julle uit dan na Sondag toe. Ek nooi julle ook uit na die volgende week se Unity Week wat die Maandag beginnende hier in ons gemeente 7:00 die aand. En dan beweeg ons dan ook daarna na ander kerke toe. Ek sal later vir julle die ander kerke weer sê waartoe ons elke aand gaan. Die tema van daai Unity Week of die Pinksterweek is dan suffering. Suffering. Ons gaan ons 'n bietjie oor praat met subtemas elke aand. Kom ons raak net stil in die teenwoordigheid van die Here. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om net so vir 'n wyle te kom stil raak so aan die begin van 'n nuwe week. Here, waar ons kan stil raak om ook u stem te hoor, Here, hoe u ons wil begelei en waartoe u ons roep. Hierdie week in ons onderskeie werke, daar in ons huwelik, daar in ons vriendekring, wat moet ons vir u kom doen? Hoe moet ons Jesus, navolgers van Jesus, dit uitlewe, disippels van Jesus, hoe moet ons disippelskap hierdie week uitlewe? Here, deur die Heilige Gees kom vra ons vir u om vir ons daarmee te help. Ook die uitdagings wat op ons pad kom, Here, help ons ook asseblief daarmee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons staan stil by Titus, ons is amper klaar met Titus, soos julle weet, is maar 'n kort boekie. Paulus skryf vir Titus in Kreta op daai stadium. Paulus heel moontlik besig om eintlik doodgemaak te word op daai stadium, voorberei om doodgemaak te word, vriende. So dit is nie 'n maklike tyd vir Paulus nie. Brief geskryf is om en by 60 tot 64 voor Christus. Ons sien Titus is 'n medewerker van Paulus. Ons het gister vir mekaar gesê die opdrag wat Paulus aan Titus gee is in vers 5, waar hy vir Titus sê, ek het jou op Kreta agtergelaat met die bedoeling dat jy die dinge wat nog gereël moes word in orde moet bring en dat jy in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos dit aan jou opgedra, soos ek dit aan jou opgedra het, né? So Titus moet half orde daar gaan herstel. Titus moet bietjie vir hulle help met al die dwalinge wat daar gaan en dat hy sekere regstellings moet maak. Ons moet onthou dat hierdie mense kom uit goddelose omstandighede uit. Onthou altyd Paulus is die apostel vir die heidene, né? Paulus gaan werk onder die heidene, Petrus onder die Jode. En daarom is dit belangrik om te weet dat Titus is hier in Kreta, maar die mense wat nou deel is van hierdie gemeente was in die heidendom gewees. Hulle het nie geglo nie, liewe vriende, hulle is deel van hierdie gemeente. Ook is daar heel moontlik 'n paar Jode wat ook daar is in hierdie gemeente, so 'n mix. En nou kom praat Paulus met Titus. Nou kom sê hy, en ons het vir mekaar gesê hoe hy 'n bietjie praat oor die Christelike gedrag hierso in hoofstuk 3 vers 1 waar hy gesê het, herinner die mense nadruklik daaraan wat hulle moet doen, en dan het hy 'n klompie goed gegee. Dan sê Paulus, ons gister daarby stil gestaan, vroeër was julle onverstandig en ongehoorsaam op die verkeerde pad, né? Want hulle was mos nou heidene gewees. En dan sê hy, en dit het ons gister gedoen waar hy sê, maar toe het die goedheid van God, ek het ons dit nie gister gedoen, ons doen dit vandag, waar hy sê, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. En wie was dit? Dit was Jesus, né? Ek hoor hoe mooi sê hy, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Jesus het verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie,
maar op grond van sy eie ontferming. As jy gaan lees verstaan in Romeine 12 vers 1, dan begin Paulus natuurlik die gedeelte waar hy sê, op grond van sy ontferming, op grond van sy genade, op grond van dit wat hy vir ons gedoen het, op grond van die feit dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, op grond van sy ontferming, sê Paulus in Romeine 12 vers 1, gee julle self as lewende en heilige offers. En nou sê hy dieselfde hier, hy sê die volgende, hy sê, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. So wat het gebeur? Die Heilige Gees het gepraat met hierdie heidene. Hulle het tot bekering gekom, het vir Jesus Christus aangeneem. En wat is dit? Dit is 'n wedergebore. Hulle was sondig in hulle goddeloosheid en heidenskap vasgevang. Hulle het afstand gedoen daarvan. Jesus Christus is hulle persoonlike verlosser aangeneem. En dan sê die Bybel vir ons, dit is die wedergebore. Dit is die wedergeboorte. Hy is wedergebore. Hy is wedergebore in die Gees. Dit is wat hier vir ons kom staan. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte, wat die sonde af was. So wat gebeur? Wanneer jy vir Jesus aanneem, wat doen Jesus? Jesus kom haal jou, vat jou sonde weg. In jou plek het hy gesterwe. Jesus het ons straf, of die goddelose en die heidene, sy straf op hom geneem. Hy het dit skoon gewas met sy bloed. En deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. En die Heilige Gees bly binne in jou en hy gee vir jou nuwe lewe en hy wys vir jou hoe moet jy verder lewe. Dit doen die wedergeboorte. Soos ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. So hierdie heidene wat hier in Kreta bly, kom sê Paulus vir Titus, sê vir hulle, hoor hierso, julle is wedergebore en omdat julle wedergebore is, weet dat julle deur genade vrygespreek is. Wie is die genade? Deur Jesus Christus vrygespreek. En het julle erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is eintlik amazing wat hy hierso vir hulle kom sê. En dan gaan hy net aan, vriende. Dis amper aan die einde van die boek wanneer hy sê, dit is 'n betroubare woord, sê Paulus vir Titus. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig. Het gaan vir hom grootliks oor Jesus Christus as mense se persoonlike verlosser en saligmaker, die ewige lewe wat hulle kan kry deur wedergeboorte, deur Jesus aan te neem, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê. So wanneer ek en jy 'n kind is van die Here, wanneer ons 'n navolger is van Jesus Christus, wanneer ons in Jesus Christus se voetspore moet volg, dan moet ek en jy, liewe vriende, so optree teenoor mense wat ons die vrug van die Gees uitleef. Geduld, getrouheid, goedhartigheid, vrede, vreugde, vriendelikheid, liefde, nederigheid, selfbeheersing. En wanneer dit is die goeie werke waarop ons moet toelê, deur die werking van die Heilige Gees in ons, dan sê hy, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Maar, en dan praat hy nou met Titus self, hy sê, maar jy moet jou nie inlaat met dwaase strydvrae en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Met iemand wat na 2 vermaninge nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself, kom sê hy, En dan wil ek maar afsluit met hierdie gedeelte, want ons het letterlik nog 'n paar versies oor, en dan sê hy die volgende, hy sê in vers 14, ons mense moet ook leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Dan sal hulle lewe nie onvrugbaar is nie. Almal wat hier by my is, stuur vir jou groete. Gee ons groete aan ons vriende in die geloof. Die genade sal by julle almal wees. Ons mense moet ook leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. So Paulus praat hier as 'n tentmaker ook, en hy sê vir Titus hierso, selfs jy daar waar jy is, leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Moenie die gemeente belaai met om vir jou te sorg nie, sorg jy eintlik self vir jou. Dit is wat Paulus dan nou ook vir Titus kom sê, vriende. En dit bring ons op inderdaad aan die einde van die boek Titus. Ek gaan voordat ons by Filemon gaan uitkom, Filemon is ook is letterlik een hoofstuk, gaan ek so 2-3 keer net weer met julle meditatief omgaan. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.